Goeiedag, ek hoop het gaan goed met jou. Hoeveel keer in jou lewe het jy al 'n geskenk vir 'n vriend van jou gegee? Net om 'n paar weke of 'n paar maande of daarna uit te vind dat hy dit nie regtig wou gehad het nie. Of hy dit nie meer gebruik nie, dit lê maar net daar buite sy huis, roes en vergaan. Of hy het gebreek of weer weggegee, verkoop. Dis nie 'n lekker gevoel nie. Vir twee redes. Eerstens, jy voel jy die verkeerde keuse gemaak om iets vir hom te gee. Dit het jou dalk iets gekos om dit te gee. Dit is dalk iets wat jy baie graag self wou gehad het. Iets wat dalk in besit was van jou, wat jy iemand gekry het wat vir jou spesiaal was. En jy het dit weer vir daardie persoon gegee. En die tweede rede is, dit maak seer wanneer jy vir iemand iets gee en hulle dit nie wil hê nie. En dit kom uit die diepte van jou hart en jou liefde uit en alle opregtheid om vir jou vriend te sê, ek is lief vir jou, ek gee om vir jou, ek wil graag vir jou gee. Ek wil vandag vir jou sê, jy het vandag wakker geraak met die geskenk van die lewe. Word jy laat buite lê en laat roes nie. Staan op vandag. Kyk jy lewe vierkantig in die oë en sê, Jesus Christus, hier is ek. Ek is jammer, maar hier is ek. Ek weet nie wat die doel van jou lewe is nie. Maar jy is hier. God het vir jou vandag waardig gevind om jou weer eens vandag die geskenk van die lewe te gee. Die Engelsman sê, embrace it. Neem dit aan. Gryp dit met al twee hande vandag aan. Daar is soveel mense wat vandag alles sou wil gee om nog net een dag te kon lewe. Gryp vandag jou lewe aan. Maak die dinge reg wat reg moet reggemaak word. En begin. Al begin jy ook weer van voor af vandag met jou lewe. Al moet jy ook vir honderde mense gaan sê, ek is jammer. Staan op. Was jou gesig. En begin weer van voor af. Want jy is vandag weer waardig gevind om van Jesus die geskenk van die lewe te kry. Mooi dag, onthou, Jesus is lief vir jou. Bye bye.